Min sal die voorreg hê om geskiedenis te vorm, maar elkeen van ons kan iets doen om deur kleiner dade ons leefwêreld te verander. Dit is talle verskillende aksies van waagmoed en geloof wat die mens se geskiedenis help vorm. Deur die waardeketting is ons altyd daar om voedselsekerheid te verseker vir ons bevolking en vir die wat daaraan toegewy is om dit te verskaf. Ons is meer as landbou. Ons is Senwes. Breek nuwe grond. Ek dink die belangrike ding vir ons produsente is hou jou aandele so lank as wat jy kan. Dis 'n baie goeie aandeel. Dit gee vir jou dividend oor tyd, dit gee vir jou groei, dit gee vir jou sekuriteitswaarde vir 'n maandrekening en vir 'n produksierekening en Senwes bly 'n landboumaatskappy. Die Bell aandeelhouer het dan nou dieselfde voorregte as die Senwes aandeelhouer. Hy kan dan ook sy aandeel verhandel op hierdie platform. So uit 'n ontsluitingspotensiaal het hy min of meer dieselfde voorregte. Wat dit meer voordelig maak is dat die sogenaamde free float vir Senwes Bell dan baie groter is as in die geval van Senwes. Natuurlik is dit 'n beheermaatskappy. Beheermaatskappye verhandel gewoonlik teen diskontos, maar die feit dat daar nou groter verhandelingsvolumes moontlik is deurdat die free float groter is, maak dit eintlik nog meer voordelig as Senwes Bell. Ons dink dis 'n nuwe dimensie wat in Senwes se lewe ingetree het. Ons is bly dat ons dit op 'n baie goedkoper platform kon doen as die JSE en dit is goed in enige markekonomie wanneer daar kompetisie in 'n mark ontstaan. So ons is baie opgewonde dat om eerste op ZRX te wees. Die notering van Senwes en Senwes Bell vandag gee vir ons verseker likwiditeit vir die aandeelhouer daar buitekant. Ons glo dat ons aandeleprys gaan styg. Ons glo dat die gaan meer markdeelnemers kan deelneem, pensioenfondse wat in die verlede nie in ongenoteerde aandele mag belê het nie, mag nou belê. So ons glo dat die likwiditeit en die prys van die aandeel gaan styg. Die ander voordeel wat ons het, indien Senwes later sou uitbrei en ons het kapitaal nodig, dan kan ons addisionele uitreiking doen en ons kan in die mark kan ons geld gaan haal. So dis 'n wonderlike dag vir ZRX en Senwes. ZRX uit die aard van die saak, daar was totale en volledige konsentrasie en dominansie in die spasie waar julle nou in beweeg. En vir Senwes is dit eerste om op die platform so, jy weet, waar kom die gedagte van ZRX vandaan en hoe kom dit ontstaan? Frans, die gedagte van ZRX ontstaan uit 'n geskiedenis van seker maar my agtergrond wat in OTC verhandeling betrokke was. So ek was lank by BJM gewees en onder andere het ons Senwes OTC daar verhandel. So ek kom jare terug, 20, 30 jaar terug. Ja. So ek kom al 'n lang pad persoonlik met die Senwes groep. Ek het jare gelede met Dr. Davel gedeel en toe Johan Dieck en al die manne en paar geleenthede gekyk na notering en ironies genoeg was daar heeltyd iets in die mark voorgeval soos die Russiese skuldkrisis en die klas van min het ek geweet dat Senwes eintlik nodig het dat ek my eie exchange moet begin om te noteer. Maar jy weet ek grap nou, die realiteit is die kapitaalmark en dit is uitgebeeld in die groei van die OTC mark in Suid-Afrika. En Senwes aandeelhouers sal weet daar was nou al die gesprekke met die FSB rondom die OTC storie. En dit was 'n duidelike indikasie, ek dink vir almal, om te sê maar, hier is 'n behoefte weg van die monopolistiese kapitaalmark wat ons huidiglik het. En dit was die geboorte van ZRX. En ons het nou 'n 3 jaar proses gevolg om hier te kom.
En uit die aard van die saak is ons verheug dat Senwes dan nou die eerste notering is op Zarex. So wat gee dit vir 'n belegger anders as wat hy huidiglik kan kry? François, huidiglik en spesifiek nou met verwysing na Senwes. Die Senwes aandeel, kom ons kyk nou net regstegnies Daniel, verhandel OTC of oor die toonbank. Die impak daarvan is buite 'n Senwes konteks kan jy nie regtig jou aandele verpand aan 'n bank nie. Hulle gaan weer sê dis reg so, maar jy moet 10 keer dekking neersit. Die oomblik wat jy genoteer is op 'n gelisensieerde aandelebeurs, is daar 'n impak dat daar nou 'n groter pool van kapitaal is wat na die mark toe kom. Met ander woorde, jy skielik kan pensioenfondse, effekte trusts, so die manne by Sanlam en Liberty en Old Mutual kan dan nou aandele in Senwes koop, nie Senwes Bell nie, want dit is ons nou net vir boere. En die voordeel vir die belegger dan nou is, daar's meer likwiditeit in die onderliggende aandeel. En dan, wat bring Zarex na die partytjie toe van 'n voordeel vir Senwes is die feit dat ons vir julle gratis veilige bewaring van aandele gee in 'n elektroniese formaat. Goed. Nou, Soos papierloos, 'n belangrike ding, dis Correct. intyds. ja, so dis die papierloos en jy weet ek het self baie vriende wat boere is en daai koste ding is belangrik, né? So ewe skielik as jy nou sou genoteer het op byvoorbeeld die JSE, sou daar 'n koste element van ten minste R100 'n maand gewees het. Nou van die groter ouens is dalk nie 'n probleem nie, maar hoekom moet die boere koste aangaan omdat Senwes wil noteer? Of die aandeelhouer dan nou, per definisie. So in ons omgewing is dit gratis. Aandeelhouers kan dan ook gratis op Zarex se webwerf gaan kyk na die Senwes markprys en dit is lewendig, dis heeltemal gratis. En daai feed kan ons dan ook vir Senwes deurgee. So dit is heeltemal deursigtig. So ek dink van as jy nou die blokkies bymekaar sit, kan jy sien daar's 'n groter pool kapitaal wat inkom. As Senwes wil op 'n uitbreidingsprogram gaan en iets wil koop, kan jy dit nou doen en met papier betaal. By die aard van die saak gaan jy nou wag dat die waardasie reg is. Die prys nou 'n bietjie opgetel het. Hooplik is die goeie jaar en die oeste lyk mooi. En op die rig van dit gaan dit dan 'n waardasie dryf en Senwes aandeelhouers gaan dan 'n netto voordeel daai trek. Beteken dit in effek dat iemand nou 'n keuse moet maak tussen die JSE en Zarex? Dis nogal 'n insiggewende vraag en nie regtig nie, want kyk as jy nou reeds aandele op die JSE het, dan gaan daar mos nou ons omgewing gaan begin groei. Daar's reeds 'n paar ander agrimaatskappye wat sterk aangedui het dat hulle ook op Zarex wil noteer en op die rig daarvan gaan ons dan nou 'n tipe van 'n agri-sektor begin op Zarex. So dit is per definisie wat gebeur as jy 'n tweede beurs het. Jy gaan op jou portefeulje staat kan sien as jy jou JSE aandele en daar sal jou Absa en jou Sanlam en jou Old Mutuals wees daar en dan op 'n ander beurs sal daar Senwes wees. En die makelaars het klaar aangedui, hulle is meer as gemaklik om daai konsolidasie te doen. So is een van daai institusies wat huidiglik op die JSE genoteer is. Ja. Aandele wil koop in Senwes deur Zarex. Hoe prakties gaan dit werk? Dit is eintlik baie maklik. Huidiglik wat ons gedoen het is, ons het net gevra hoe gaan ons die mark oopmaak so wyd as moontlik. En ons het gesê wat is die definisie van 'n markdeelnemer in 'n Zarex konteks? En ons het gesê die bestaande, kom ons sê die aandelemakelaar of die bestaande broker gemeenskap wat daar buite is, kan deelneem. Met ander woorde die ouens wat reeds op die JSE is, die PSG is, die Sanlams, die FNB Sekuriteit en die dies meer. So ons het reeds met daai mense gepraat. Maar toe sê ons die FSB het 'n baie sterk regulatoriese raamwerk gestig vir finansiële dienste verskaffers. Ja. En op die rig daarvan het ons gesê maar wag 'n bietjie, daai reëls is amper strenger as om deel te wees van die JSE. En gevolglik het ons toe met die konsep vorendag gekom waar ons sê ons het 'n markdeelnemer. Daai markdeelnemer kan dan nou tegnies iemand wees soos Senwes, want Senwes self is 'n finansiële dienste verskaffer. Julle het 'n lisensie. Julle verhandel reeds in aandele, so julle is gekwalifiseer om dit te doen. Julle het reeds 'n verhandelingskamer en julle kan ook die FICA doen wat natuurlik nou hand in
hand in hand mekaar gaan. So ewe skielik nou maak ons dit baie makliker vir mense om te verhandel. Die impak wat dit het vir die boere is hy bel nog steeds die Senwes verhandelingskamer as dit al sy aandele is. Ons gaan dan net 'n bietjie prakties soontoe. Ja. So ou het nou in die verlede het hy met die Senwes verhandelingskamer gebel. Hulle het 'n transaksie gedoen. Die transaksie is daarna, jy weet, eers volledig afgehandel wanneer daar betaling plaasgevind het. Hoe gaan dit nou verander? Fransel, wat ons gedoen het is, ons het gesê, kom ons maak die administrasie deel die belangrikste, heel eerste van die, kom ons sê, ons maak dit eerste aspek wat aandag geniet. So, ons draai die ding 'n bietjie om, en as die boer dan nou wil verhandel in Zarex, moet hy die verhandelingskamer skakel, en natuurlik net seker maak dat al sy besonderhede nog geldig is. As dit dan die geval is, moet hy 'n mandaat teken om in die Zarex omgewing in te kom. Jy moet nou verstaan, dit is Zarex is die aandelebeurs, en vereffening gebeur dan deur 'n CSDP wat in ons geval computershare is, en dan 'n CSD wat stryd is. Stryd is dieselfde CSD toevallig as die JSE gebruik. So van 'n stelselperspektief is ons gebruik ons basies die beste tegnologie wat beskikbaar is. Die impak dan is, as 'n boer wil koop, of 'n aandeelhouer wil koop, moet hy sy geld vooraf insit. En dieselfde geld met verkopers. Hulle moet eers hulle aandele gedematerialiseer hê, en dis daai mandaatproses wat ek van gepraat het. As daai proses gedoen is, nou is jy in die omgewing, en nou kan jy verhandel. As jy sou wou verhandel en daar's reeds 'n teenparty aan die ander kant van die transaksie, sal daai transaksie bymekaar kom, en hy sal vereffen en clear binne 10 sekondes. Met ander woorde, jou geld is onmiddellik beskikbaar en sal die volgende werksdag in jou bankrekening wees. En vir die ander ou is die aandeel onmiddellik beskikbaar. Korrek. Die impak wat dit het is, dit verlaag die vereffeningsrisiko tot absoluut niks. So daar is geen balansstaatrisiko wat dan vir enigiemand betrokke word nie, en dit is natuurlik baie vinnig. Whereas in meeste ander gereguleerde marke kyk jy na verhandelingsdag plus 3 werksdae, dis waar hulle verwys na T plus 3. In ons omgewing is dit 10 sekondes na die transaksie vereffening. So Etienne, vir ons is, jy weet, innovasie, nuwe grond wat ons breek, nuwe maniere van ou dinge doen, alternatiewe skep, kompetisievlakke verhoog. Dis al die goeders wat ek ook hoor as jy verduidelik wat is die Zarex besigheidsmodel. Jy weet, dit is vir ons 'n groot voorreg om die eerste te wees op 'n eerste nuwe platform. Ons 'n klomp ander goed wat ook in die agtergrond gebeur het. Wat ons sê, dit is nie sommer net 'n generiese proses wat ons volg nie. Dit is vir ons belangrik om die regte besigheidspartner in hierdie proses te hê, omdat ons beleggers en die transaksionering van ons beleggers in die agtergrond vir ons baie belangrik is. Frans, baie dankie vir dit. En ek dink van 'n Zarex perspektief voel ons dieselfde om en ewig geëerd om Senwes as ons eerste notering te kry, want soos jy reg opmerk, daai samesmelting van ons koöperatiewe missie is baie soortgelyk. En die feit dat Senwes die gravitas wat julle het as 'n maatskappy wys dat Zarex ernstig is om die regte noterings te doen vir die Suid-Afrikaanse kapitaal. Sterkte met julle besigheid. Baie dankie.